Broeders en susters, Jesus het gesê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus sy Seun en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hier meer gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet nou hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die sing van Gesang 242 vers 1.
Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. Met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof gesamentlik bely. Ek Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing saam Gesang 171 verse 1 en 2.
Broeders en susters, kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Troue almagtige God en Vader, Here, ons kon nou van U heiligheid en U grootheid sing. Ons kon nou bely dat U ons God is, wat in die genade en die liefde, Here, ons vergewe vir ons sonde, maar in besonder wat vir ons nuwe lewe en nuwe hoop gee. Ja, Here, met U in ons lewe is daar vir ons 'n toekoms wat vir ons oop lê. Daarmee bely ons, Here, dat ons volkome van U afhanklik is om te lewe. Ons wil in hierdie gebed, Here, U ook dankie sê vir al U gawes wat U vir ons gee om mee van te lewe. Ja, Here, ons ontvang so baie uit U hand dat ons dikwels dit as vanselfsprekend aanvaar. Elke asemtuig en elke bord kos wat ons eet en elke iemand vir wie ons lief is en wat vir ons lief is 'n besondere gawe uit U hand. Daarvoor wil ons U loof en prys. Maar in besonder ook vir 'n geleentheid soos hierdie vanoggend, Here, waar ons as gelowiges kan bymekaar kom en voor U woord kan kom staan om te hoor wat U deur U woord en deur U Gees vir die gemeente wil sê. Daarom bid ons, Vader, in besonder vir U woord wat voor ons oop lê. Wil U die waarheid van hierdie woord in elkeen van ons harte seën. Wil U ons ontvanklik maak daarvoor, wil U ons daardeur vorm, Here, ook vir ons lewe, wanneer ons hier uitstap en in die wêreld moet gaan leef en gaan werk. Want ja, Here, ons het dit nodig dat ons opgebou word in ons geloof, dat ons krag kry, Here, in ons lewe, omdat daar vir ons so baie uitdagings en gebeurtenisse is, wat ons lam kan lê. So bid ons, Here, seën ons met die waarheid van U woord en die werking van U Gees, waar ons nou hier saam is, Here. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Broeders en susters, ek gaan vanoggend vir ons lees by hierdie geleentheid 'n gedeeltetjie uit Habakuk 3 uit. Habakuk 3, nou Habakuk is eintlik 'n boek wat, by die 3 hoofstukke wat dit in die boek is, wat baie sterk in mekaar ingevleg word. Mens kan eintlik moeilik die een lees sonder die ander een. So as ons net die agtergrond kan skets wat hier gebeur, is dat Habakuk is in gesprek met die Here, hy's 'n profeet van die Here, in 'n baie moeilike tyd. Dis 'n tyd van onrus, van oorlog, van ballingskap, van vrae oor waar is God in hulle wêreld, onder die vyand hulle aanval en die Galdeërs hulle ook baie skade aanrig en dikwels ook 'n veldslaa oorwin. En dan begin hoofstuk 1 en 2 vertel die Here dat hy het die volk se sonde aangesien en daarom die nood waarin hulle verkeer, maar in sy liefde kyk hy nog steeds na hulle, hy gaan die Galdeërs straf, hy gaan uitkoms bring, en dis die belofte waarmee hulle leef. God gaan ingryp op sy tyd en op sy wyse. En dan nou hoofstuk 3, wat ons vanmôre gaan lees. Hoofstuk 3 wat begin met 'n gebed van Habakuk vir sy eie omstandighede, maar in besonder ook vir sy volk se omstandighede. Maar dan moet jy oplet as ons lees, jy sal sien daar op die skerm, die eerste 2 verse is eintlik die gebed wat Habakuk bid. Maar van vers 3 af, daar waar sy God kom van Teman af, daardie gedeelte en dit wat daarop volg is 'n visioen, is 'n droom, is 'n openbaring wat Habakuk ontvang, wat eintlik half sy gebed onderbreek. En dan eindig hy teen die einde weer, dat hy uiteindelik in vers 16 begin sê, hierdie ding het my geweldig oorweldig, en dan van vers 17 af, kan ons maar eintlik sê, hervat hy weer sy gebed, dan bid hy verder, wat hy in vers 2, vers 3 opgehou het. Kom ons lees dit saam en dan kyk ons daarna. Here, ek het gehoor wat van U vertel is.
en ek is vervul met ontzag vir wat U gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd. Laat U dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm U selfs in U toorn. En dan begin die visioen. God kom van Teman af. Die Heilige kom van die Paranberg af. Die hemelruim is vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van die lig, weerlig blits uit sy hand. Sy hand is vol mag. Voor hom uitgaan die pes en in sy voetstappe volg die dood. Wanneer hy staan, skud die aarde en wanneer hy kyk, bewe die nasies. Die eeuweou berge verkrummel en die ou heuwels val in mekaar. Die berge waaroor hy van ouds af al gewandel het. Ek het gesien hoe onheil die tente van Kisan tref. Hoe die tentdoeke van Midian bewe. Was U kwaad vir die riviere, Here? Het U toorn teen die strome ontvlam? Het die see U woedend gemaak dat U op die perd gery het, op die strydwaans waarmee U oorwin? U het U boog uitgehaal en met 'n eed aan die opdrag aan die pile bevestig. U het die aarde oopgebreek en die riviere laat stroom. Toe die berge U sien, het hulle gebewe. Die stormwaters het verbygespoel. Die diepwater het gedreun en sy golwe hoog laat opslaan. Toe U vleiende pile blits en die blinkspies flikker. Die son en die maan gaan stil staan op hulle plek. In die gramskap stap U oor die aarde, in die toring vertrap U die nasies. U het uitgegaan om die volk te red, om die gesalfde koning te red. U verpletter die aanvoerder van die goddeloses. U stroop hulle kaal van kop tot tone. Met sy eie pile deurboor U die aanvoerder wanneer sy manskappe uitstorm om ons te verstrooi, terwyl hulle jubel soos die wat ellendig is in hulle skuilplekke verslind. U trek deur die see met U perde, sodat die magtige waters bruis. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. My lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword. My bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die land geen oes lewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op die hoë plekke laat hy my veilig loop, vir die koorleier met snarespel. Tot sover die woord van die Here uit, broeders en susters. Mag ons vandag na hierdie woord van God luister, en mag ons deur hierdie woord van die Here ook gerig word op ons pad. U sien daar op die skerm, dit is vers 18, waar die woorde dan staan: Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in my God, my redder. Dis 'n ander manier eintlik om te sê, ek sal nogtans bly glo. En broeder en suster, ek wil vanmôre die vraag vra of dit nog van ons waar is. Of dit nog van ons waar is in die tyd en in die wêreld waarin ons leef. Het ons nog iets in ons van hierdie nogtans geloof? Want ons kry al hoe meer dat wanneer ons na gesprekke luister en ons gesprekke self deelneem, dat daar by ons vanweë die gebeure in ons land en in gebeure in die wêreld al hoe meer 'n moedeloosheid ontstaan. Al hoe meer 'n gesprek ontstaan wat sê ek weet nie waar gaan anders eindig nie. Ons kan niemand meer vertrou nie. Ons weet nie waarop om te hoop nie.
En hierdie uitsprake word gevorm deur gebeure in ons land met die korrupsie en die bedrog en al die goed waaroor u en ek ure aan een kan praat. Maar sulke uitsprake word ook baie keer gemaak uit ons persoonlike ervaring in ons lewe, waar ons dalk siek word of ons werk verloor, of waar ons in konflik betrokke raak in families of vriendekringe of gesinsverbande of werksplekke of waar ook al. Daar is baie gebeure wat op ons inspeel, wat ons lewensenergie en ons lewensgeluk steel. Ek het hierdie week 'n artikel gelees van Harvard Universiteit wat die grootste navorsing gedoen is wat daar nog ooit gedoen is. Vir 84 jaar doen hulle al navorsing oor die een ding, wat gee vir ons geluk in die lewe? Wat maak die lewe vir ons dat ons sê dis lekker? En daardie navorsing het na alle moontlikhede gekyk en die ontdekking is gemaak dat die omstandighede wat ons buite ons het, ons nie gelukkig kan maak nie. Daar gaan altyd 'n ekonomie wees wat struikel en daar gaan altyd iewers 'n oorlog wees en daar gaan altyd 'n onreg gepleeg word en daar gaan altyd korrupsie wees in al die lande en al die wêrelde. Daar gaan altyd goed gebeur. Wat ons op dit fokus vir ons werklik ons lewensgeluk en ons lewenskrag en ons lewensvreugde kan ontneem en ontneem wel. Want as ons net na die prentjies kyk wat u en ek hierdie week ook gesien het op die televisie, dan sien 'n mens prentjies en 'n mens hoor berigte en 'n mens lees in boeke en jy lees in die koerant van al hierdie goed waaroor ons so baie ongelukkig is en ons sê met reg eintlik vir mekaar, ons weet nie waar gaan alles eindig nie. Want dit lyk asof hierdie krisis waarin die wêreld vasgevang is net 'n momentum toeneem en toeneem. As ons net hierdie afgelope jaar vat, wêreldwyd het ons begin met 'n Oekraïne-oorlog en nou sit ons met dreigende onrus tussen Amerika en Rusland en nou begin China ook allerlei klanke maak en Taiwan raak betrokke en dit eskaleer net en dit maak 'n mens bang want dit het 'n invloed op ons. En ek weet, ons is nou deel van 'n globale wêreld. As daar iewers iemand oorlog maak, betaal ons meer vir petrol en ons krag raak 'n krisis en ons kan nie ontsnap uit dit uit nie. En ons sien dit maak ons mense moeg en bang en moedeloos. Habakuk het ook in so 'n tyd geleef. Die skrywer van hierdie gedeelte wat ons gelees het ook in so 'n tyd geleef waar die een ding op die ander ding met hulle gebeur het. Die volkere het teen hulle grens opgetrek, begin strooptogte doen, hulle diere en vee gesteel en hulle vrugte gesteel en uiteindelik hulle mense begin doodmaak en uiteindelik hulle mense beset, uiteindelik hulle tempel afgebreek en hulle weggevoer na 'n vreemde land en hier sit hulle met hierdie bestaanskrisis waar daar baie onreg is, waar daar baie onsekerheid is. Ek kan my goed voorstel dat hulle sou sê, ons weet nie waar gaan alles eindig nie. Want kyk hoe gaan dit. En ons moet verstaan, hierdie krisis wat hulle beleef en dis wat met ons ook gebeur. Hierdie krisis wat hulle beleef word vir hulle 'n geloofskrisis. Want as die Galdeërs in staat is om hulle te oorwin, dan sê hulle en hulle verstaan hulle teologie dat die Galdeërs God wat 'n afgod is, moet dan sterker wees as hulle God. En daarom vra hulle dan vir die Here, waar is jy Here, as hierdie goed met ons gebeur, hoekom doen jy nie iets daaraan nie? Hulle lewenskrisis word 'n geloofskrisis. En dis waarmee hulle sit. So jy kan sien, dit gaan nie net oor of ons kos gaan hê om te eet, of ons huis gaan hê om te bly nie, maar dit gaan oor 'n geweldige bestaanskrisis oor God in hulle lewe en daaruit gebore hierdie gebed van Habakuk. Gebed wat hy kom en sê, Here, ek het gehoor wat van u vertel is en ek is vervul met ontzag wat u gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm u selfs in u toorn. Dis hoe hy bid. Here, ek het gehoor van u. Ek het gehoor wat u gedoen het in die verlede. Ek het gehoor hoe groot en magtige God u is. Ons het u nou nodig.
En dan met daardie gebed stol dit eintlik, want dan ontvang hy hierdie visioen, hierdie openbaring uiteindelik wat in sy lewe inkom en wat hy sien en iemand die prentjie eintlik sien, die geweldige koms van God. God wat kom met grootheid en mag, wat is die beeld wat hy sien, hoe die Here kom en die volkere oorwin en oor die berge trap en die riviere se verspoeling bewerk en die see sommer aanvat. Die grootheid en die mag van die Here word in hierdie visioen wat hy sien geïllustreer. Die groot en almagtige God is wat hy sien. Interessant as 'n mens hierdie visioen wat hy gebruik, waarvan hy praat, so 'n bietjie uitmekaar uit sal haal, dan sien 'n mens in hierdie visioen beelde van hulle verlede. Dit wat hy sê wat vir hom vertel is. Here, ek het gehoor in die verlede wat vertel is van u groot en magtige dade, soos die uittog, soos gebeurtenisse wat in hulle volksgeskiedenis en hulle lewensgeskiedenis gebeur het, word alles in hierdie visioen ingebou en in hierdie visioen gesien, hoe God in die verlede, hoe God kom met mag om oor hierdie volkere wat hulle vernietig op te staan. En die oomblik toe hy vir God opnuut sien, oomblik toe hy weer wegkyk van alles wat om hom gebeur in sy wêreld en hy sien opnuut in sy geloofsbelydenis God raak. Die werklikheid van God in sy tyd en in sy wêreld, in sy lewe, in sy belydenis. Toe verander alles. Die oomblik toe sy verstaan en sy krisis nie meer die fokus is nie, maar God is die fokus van wie hierdie visioen. Toe bid hy anders. Toe bid hy hierdie gebed se laaste stukkie. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, en sou die olyfoes misluk en daar op die land geen oes lewer nie, geen klein vee in die kampe meer wees nie en beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek jubel in die Here en juig oor my God. Ja, al loop alles skeef. Al is die beeskrale sonder beeste en die skape is weg en die oeste van die druiwe is gesteel en die wingerde gee nie meer druiwe nie. Die olyfbome staan kaal. Omdat ek God sien, kan ek alles hanteer. Kan ek by dit verbykyk in die geloof dat hierdie almagtige God wat ek in die visioen gesien het, met my sal gaan oor hierdie ervarings van lewe en wêreld. En dis wat hy uiteindelik wil deel. Dis waartoe hy wil beweeg. Om 'n oomblik in ons tyd te gaan stil staan. In ons tyd dalk nie net die gebed te bid, Here help ons, ons weet nie meer verder nie. Ons het gehoor wat alles wat jy kan doen, maar nou weet ons nie meer nie, Here. Om te gaan stil staan en God te sien. Om werklik God te bely. Werklik die werklikheid van God se teenwoordigheid en werklikheid in ons tyd en ons wêreld opnuut ons eie geloofsbelydenis te maak. En dit nie te koppel aan die voorspoed wat ons van God verwag en die uitkomste wat hy moet gee nie. Dis hierdie nogtans geloof waarvan Habakuk praat. Al is die voorspoed nie so oorweldigend dat al die druiwebome vol druiwe staan en die krale vol vee staan nie. Net solank ek U sien, dan kan ek met hoop leef. Broeders en susters, in die Bybel is vol van hierdie geloofstoewending in moeilike tye na God toe. Ons moet dit hoor en ons moet dit ons eie maak, ook in ons tyd. Met die verwagting dat hierdie komende besige God ook in ons tyd op 'n tyd sal uitkomste bied. Jy weet, ek dink aan Psalm 23 wat Dawid, hierdie pragtige psalm wat ons almal ken, kom en sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Al gaan ek deur 'n dal van donker skade weer, doodskade weer. Here is my herder. Wat sê Paulus? Hy sê, hiervan is ek oortuig dat niks my kan skei van die liefde van God, wat daar is in Jesus Christus ons Here nie. Vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard kan dit nie wegvat nie. Want
Want ek glo in God se liefde, ek glo in God. Habakuk sê, as die wingerde leeg, nogtans sal ek in U jubel, en sal ek in U juig. Dis 'n uitnodiging, om bietjie stil te stop, in ons tyd. Nie oorweldig te word deur gebeure, wat ons baie negatief maak nie. Maar om 'n oomblik, dalk weer God te sien. God te glo, God te bely. En in die almag van God te glo. Ja, ons kan terugkyk na die verlede van die groot dade van die Here. Ons kan terugkyk na Kersfees en die koms van Christus. En ons kan kyk na die kruis en die oorwinning oor sonde en dood. Dis alles groot dade van God. Maar God is ook nou in ons toekoms. God is ook nou in ons lewe. Dis nie net 'n God van die geskiedenis nie. En dis wat Habakuk ontdek. En dis wat u en ek moet ontdek. Om met God te leef in ons tyd. God se nabyheid voortdurend af te bid en te soek. En ons te rig in ons lewe van hoop op God. Daar's 'n bekende teoloog, Jürgen Moltmann, wat baie mooi uitsprake maak. Hy het 'n baie pragtige boek geskryf, die Teologie van Hoop. Dis 'n boek van hoop wat hy geskryf het in 'n baie hopelose tyd. Dis kort 'n ruk na die Tweede Wêreldoorlog. Hy het hierdie teologie van hoop geskryf en hy het uiteindelik in dit gesê: as ek sê daar's 'n God, dan moet ek hoop hê. En dan moet ek bid oor my tyd. Maar dan sê hy die pragtige ding wat daarby aanhaak. Hy sê, en dan moet ek met 'n verwagting leef. Ek moet verwag iets gaan gebeur. Dis nie maar ek bid maar net nie. Kan niks anders doen nie, kom ons bid maar net nie. Sê, as ek glo God is daar, dan het ek hoop. As ek hoop het, bid ek. En ek leef met 'n verwagting dat iets gaan gebeur. Want God is die groot almagtige God in ons wêreld en in ons lewe. Kom ons maak hierdie week bietjie tyd om al die goed te vergeet en onsself net in stilte voor God te vind, met hom te praat oor ons vrese, maar ook om hom te hoop en 'n verwagting te hê vir ons toekoms. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons Here, dankie Here dat U nie net die God van die verlede is, waar daar dinge in die verlede gebeur het nie. En wat ons vier en waarop ons hoop en waarin ons vashou en vir mekaar van vertel nie. Dankie Here dat U in ons tyd die God is van ons toekoms. Die Here is wat in ons tyd en in ons wêreld besig is met ons. Al lyk dit vir ons baie keer dat die wingerdstokke leeg is en die veekrale nie vee in het nie. Al lyk die probleme rondom ons groot, dat ons U sien wat groter is en wat oor alles kan gaan in U tyd. So kom buig ons in nederigheid en afhanklikheid voor U Vader en ons bid vir U nabyheid in ons nood en in ons tyd. Ontferm U oor ons, Here, en lei ons op ons pad. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sing ten slotte gesang 281. Kom ons sing 281. Ons sing daarvan die eerste, die tweede en die derde vers.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor elkeen van julle skyn en sal vir elkeen van julle sy liefde en sy vrede gee. Amen. Sang 278, ons sing dit, hoor ons bid, o Heer. Baie sterkte en seën vir julle week. Baie dankie.